Goeiemôre almal eerstens, ekskuus. Ons begin vandag by Openbaring 4. Nou, inleidend tot wat ons in Openbaring 4 nou gaan begin lees en ervaar en oor gesels en alles, gaan ek eers 'n ander gedeelte lees. Nou die opskrif hier by Openbaring 4 is gesig van die troon, die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens. Nou daar's natuurlik baie meer wat hier aangaan, maar inleidend tot dit moet mense net weer 'n paar beginsels vas lê wat belangrik is. Ek gaan sit julle. 'n Paar beginsels vas lê wat belangrik is. En een van daardie beginsels vind ons in Johannes 1. En ek het dit vanoggend gelees toe ek nou met my klas geopen het. En toe tref dit my soos hierdie is nou baie relevant. So, daar kry julle dit nou tweedehands. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou wat baie belangrik is in die eerste vers is die gebruik van woorde daar, was, dis feitestellings. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So, dit is 'n ontwyfelbare bevestiging van die feit van die bestaan van God. Hy was in die begin van God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was in die lig, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Goed, nou vers 3 is eintlik die vers wat nou 'n bietjie fokus moet ontvang hier. So alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Nou, wat basies wat dit impliseer en beteken, is, daar's verskillende maniere van bestaan. En die een manier van bestaan is relevant tot God. En God se manier van bestaan is heeltemal anders as ons manier van bestaan. So as mens nou hier gaan kyk, sal mens sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan, hy was in die begin by God. En dan in vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So daar sien die mens, daar's 'n duidelike onderskeid. So daar soos die bestaan van God, voor alle dinge, en dan is daar die begin van die bestaan van alle dinge. So, ek het dit al meer as een keer ook hierso gesê, die manier waarop ek dit baie eenvoudig verwoord is, wanneer ons aan die bestaan van God dink, dan God is dit wat nie bestaan binne ons verwysingsraamwerk, as jy dit so kan sê. So voor alle dinge was God. Voor tyd, voor plek, voor ruimte, voor al die dinge wat ons dit is baie moeilik om dit uit te druk, maar ek probeer my bes. Voor al die dinge wat ons as voorvereistes nodig het om te kan bestaan. God het niks van daai dinge nodig nie. God het 'n bestaan wat glad nie van hierdie kosmos, van hierdie skepping, van die dinge wat ons met bestaan assosieer, afhanklik is nie. En dis baie interessant hoe gereeld ons in ons gedagtes en ons manier van doen, en dan maak ons eintlik God afhanklik van hierdie dinge. Dink 'n bietjie daaraan, hè? Omdat ons nie buite of sonder tyd kan dink nie. Want ons is gebonde aan tyd, en ons bestaan in 'n skepping wat afhanklik is van tyd, en tyd gedrewe en tyd gebonde is. Is dit vir ons eintlik onmoontlik om 'n bestaan sonder tyd in te dink. Omdat ons so ruimte afhanklik is. En omdat ons nie 'n bestaan kan imagine sonder ruimte, of dinge wat ons omring, of wat ook al nie. Is dit vir ons onmoontlik om dit te verstaan. Dit is vir my so lekker, nou met die skool, met die Engels wat ek gee, is om taal, ons is ook taalafhanklik, en realiteit en taal is so naby aan mekaar gekoppel, maar dit is vir my so interessant as ek vir hulle verduidelik, jy weet, woordsoorte en woordgroepe, ek nou vir hulle sê byvoorbeeld prepositions, wat nou voorsetsels in Afrikaans is. As jy nou gaan sê,
jy weet, alles preposition mekaar die hele tyd. So, ek staan op die vloer, maar die vloer is onder my. Jy kan nie, sodra jy aan taal begin dink, en ek het hulle ook geleer, jy weet, you are constantly verbing nouns. Jy's heeltyd besig om selfstandige naamwoorde te werkwoord. Dink maar daaraan. Nou, dit taal en bestaan is so gekoppel. Ek raak aan die tafel, ek staan op die vloer, ek is onder die plafon. Jy weet, jy kan nie wegkom van dit nie. Dit freak die kinders nogal uit, want ewe skielik hardloop hulle op die speelgrond en soos, I'm verbing a noun. Jy weet, en as ek vir hulle sê, dink aan ietsie wat nie bestaan nie. Gaan dink nou vir pause aan iets wat nie bestaan nie en kom vertel vir my daarvan. Dan kom hulle met allerhande planne, maar jy kan nie dink aan iets wat nie bestaan nie. Dan sê hulle goed, wat is die enetjie wat hulle al die pad, hulle het 'n voorbeeld wat hulle gebruik, niks, dan sê hulle niks bestaan nie. Dan sê ek vir hulle, maar niks is 'n konsep wat ons vir onsself gaan maak het, want ons imagine dat daar ietsie soos niks kan wees, maar niks is onmoontlik. So as ons van niks praat, dan praat ons van iets wat totaal buite die mens se verwysingsraamwerk is, want daar is nie so iets soos niks nie. Selfs voor alle dinge was God. Daar is geen plek in God se bestaan voor die kosmos en die geskape dinge vir niks uit nie. Johnny het uitgevind daar's iets soos niks. Hy het dit heel dag by die skool gedoen. Ja, presies. Ja, so dis 'n baie goeie ding. Ek het met baie sulke te doen ook nou op 'n daaglikse basis, maar sodra mense aan bestaan begin dink, dan besef jy, ons is absoluut aan die bestaan van hierdie kosmos gebonde. Dit is heeltemal deel daarvan. Maar nou kom 'n mens op die punt waar mens by Openbaring 4 kom, en dan kom daar nou regtig 'n wonderlike openbaring. Maar voordat ons by dit kom, gaan ek dan net vir ons met gebed open. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die feit dat ons U mag ken en dat ons mag weet dat alle dinge bestaan omdat U is en dat U altyd was en altyd sal wees en dat U alle dinge onderhou en dat daar 'n tyd was voor tyd waar U die dinge nie bestaan het nie en dat U besluit het vanaf ewigheid in U ewige raad dat U dinge tot bestaan gaan roep en dat U dinge gaan bestuur en beheer en dat U vir ewig in beheer sal bly en dat U ook met ons as nietige mense in verbond getree het, dat U Uself aan ons verbind het, dat daar verbondenheid is tussen U en die mens en dat ons mag weet dat, soos wat ons lees ook in Genesis 2, dat die oomblik toe U die lewensasem in die mens ingeblaas het, daar die verbondenheid vir ewig in alle ewigheid tot stand gebring is. Ons loof en prys U vir U onbegryplike grootheid en goedheid en ons dank U daarvoor in Christus naam alleen. Amen. Goed, so nou kom ons by Openbaring 4. So wanneer ons te doen het met die troonkamer van God. Nou hoekom ek dit noem die troonkamer, en dis nou maar weer eens 'n term wat mens versigtig gebruik, maar dis op 'n manier, nou maar net 'n term wat ek gebruik om dit vir ons in 'n onmiddellike konteks en verwysingsraamwerk te plaas. Wanneer ons dink aan hierdie wat hier beskryf word, dan het ons te doen met 'n geskape deel van die kosmos. En dit is dan die plek waar God, wat voor alle dinge was, op 'n onverklaarbare, onverstaanbare manier, rig dan in die kosmos 'n plek in, waar hy is, teenwoordig in die kosmos, waarvandaan hy die kosmos regeer en bestuur. Dis 'n wonderlike gedagte, né? Dat 'n mens onmiddellik hierdie gedagte en hierdie besef kry dat op 'n manier maak God homself minder ter wille van ons. Daai Christus beginsel, né, dat hy homself kom minder maak sodat hy by ons kan wees. En mens sien dit ook by die skepping, hoe God dan in hierdie kosmos wat, en nou is ons weer terug by die hele Genesis skepingsverhaal en al daai goed wat ons behandel het, maar hoe die kosmos wat God skape, basies is die tempel
waar die mens hom dan as priester kan dien. God rig 'n plek aan en hy skep die plek en hy maak die plek deur sy voorsienigheid, bestuur en regeer hy die plek deur sy woord en gees op so 'n manier dat die mens nie net kan bestaan nie, maar dat die mens in oorvloed kan bestaan, oorspronklik met die absolute middelpunt en uitgangspunt. Die mens moet naby God kan kom in heiligheid, in reinheid, om dit wat hy doen, die vervulling van sy roeping as offer aan God te bring. Goed, oorspronklik natuurlik dan sien 'n mens dat alreeds is hierdie tempelkamer van God, hierdie plek waar God dan vanaf regeer, en dit is 'n plek, mens kan dit half as 'n kamer beskryf ook weer eens, want dit is 'n plek met beperkte toegang. Nee, ja, ons kan nie nou daarin gaan fisies met ons liggame nie. Ons kan toetree deur Christus tot daardie plek deur gebed. En dis al klaar wonderlik, hè? En in Christus, en deur Christus is ons tegnies alreeds daar, in en deur ons middelaar. Maar hierdie plek is 'n plek wat soos die tuin van Eden, wat in sy essensie dan, die woord paradys is 'n woord wat van die Persiese taal afkom, wat 'n ommuurde tuin beteken, en wanneer God dan die ingang sluit, sien 'n mens dan ook, daar was 'n in- en 'n uitgaan plek. Nou, daar was reeds voor die sondeval, was hierdie 'n beperkte area gewees, daar was 'n ingang, so as jy daar wil ingaan, gaan jy deur die ingang, wanneer die mens val, dan word daai ingang toegemaak. Dus daar staan nie, daar word nou eweskielik mure gebou en 'n ingang gesit nie, daar staan die ingang word nou bewaak. So sien 'n mens ook dan met God se troonkamer in die kosmos, die plek van waar God regeer, sien 'n mens dat dit is ook 'n plek waar toegang en ingang beperk word. En dit is nie vir ons vreemde taal nie. Ons lees dit, ook Jesus praat baie daaroor. Daar's mense wat gaan buite wees en daar's mense wat gaan binne wees. Die hele konsep van om tot God te kan toetree en dat God besluit wie kan en wie kan nie, dit is vir ons baie bekende taal. Maar nou sien ons dan ook in die tuin van Eden hoe daai plek dan eintlik tegnies op aarde is. Die tuin van Eden is dit op aarde. Goed. En dit is dan waar God met die mens wandel. En God stel die vereistes, die reëls en die bepalinge van hoe kan jy toegang kry? En ons sien dit in die verbod op die eet van die boom van die kennis van goed en kwaad. Goed, so dit sien ons baie duidelik daarso. Nou, addisioneel dan tot dit, het ons die feit dat jy kan dan uitgewerk word. God kan sê, jy het nie voldoen aan die vereistes wat nodig is vir jou om hier te bly, om saam met my te wandel, om met my in gemeenskap te wees, en jy word uitgewerk. Goed, en dan tot in 'n mate verdwyn daardie plek op aarde, met die toemaak van die ingang, en dan na die sondeval is die plek heeltemal weg. Goed. Nou voordat ek te lank oor dit praat, hou dit in gedagte dan, wanneer ons hier met die troonkamer te doen het, van daai motief, wat ons al reeds, baie van die motiewe wat ons in die tuin van Eden vind 'n mens weer terug by die tabernakel, vind mens terug by die tempel, vind mens in Christus, vind mens in die Nuwe Testamentiese kerk, maar dan vind ons in Openbaring dan hierdie motiewe dan ook teenwoordig, soos wat dit hier beskryf word van die troonkamer van God in die hemel. Nou, addisioneel tot dit, hierdie tipe beskrywing is nie uniek tot Openbaring nie. Jy kan gerus Esegiel 1 en 10 gaan lees. Daar kry mens baie van dieselfde motiewe en dieselfde idees en dieselfde beginsels. In die geval van Esegiel 10 dan meer spesifiek, sien 'n mens ook hierdie 4 gerubwesens, mens sien hoe hulle beweeg. En dit is dan spesifiek dan ook in die konteks van waar die volk in ballingskap gaan, en alhoewel die tempel nog daar staan, sien 'n mens dan hoe die teenwoordigheid van God dan van die tempel af weggaan, en soos een groot troonkamer beweeg, na waar die volk dan in Babylon teenwoordig is. Goed, aan die einde van Openbaring gaan ons dan sien,
Wat gebeur aan die einde van Openbaring? Dit daal weer neer op aarde. Dit word weer hemel op aarde. Dit is verskriklik mooi, as mens sien die nuwe Jerusalem daal neer vanuit die hemel en kom tot ruste op die aarde. Dit wat die tuin van Eden oorspronklik moes geword het, gebeur dan hierso. So as 'n mens dan 'n studie begin maak van hierdie hoofstukke, soos hoofstuk 4 en hoofstuk 5 en al die gebeure wat dan in die, soos wat ek het noem, eintlik die allerheiligste van die kosmos, kan 'n mens dit ook noem. Dis op 'n manier 'n veiliger, beter beskrywing. Maar as mens dan praat van wat hier gebeur in die allerheiligste van die kosmos, dan is dit amper, dit is baie hartseer as jy hierdie tipe van hoofstukke lees sonder om daai groter prentjie in gedagte te hou. As 'n mens hierdie lees en jy dink hierdie is die eerste keer wat hierdie idees en die eerste keer wat hierdie motiewe voorkom, dan jy verskriklik verarmde verstaan en idee van wat actually hier gebeur. Hierdie is niks niets nie. En ek het dit heel aan die begin ook gesê, indien ek het nie gesê het nie, sê ek het nou weer, indien ek het gesê het, sê ek het nou weer. Ons moenie nuwe goed in Openbaring gaan soek nie. Daar is groter en voller Openbaring, maar die motief en die beginsels en alles wat in Openbaring vir ons gegee word, is eintlik alreeds alles in die Bybel genoem. Goed, Openbaring is nie 'n boek wat nou ewe skielik of 30 of 50 of 75% van die Bybel kom omverwerp en kom sê, maar hier's nou iets niets nie. As jy Openbaring gaan lees en jy kom met allerhande wilde, vreemde interpretasies, dan is jy van die pad af. Openbaring is 'n troosboek vir 'n kerk wat swaar kry. Openbaring bevestig dit wat die kerk eintlik alreeds weet en troos hulle. Goed, so in daardie lig gaan ek dan ook met julle begin werk deur wat tegnies baie moeilike hoofstukke kan wees. En ek gaan heeltemal waak daarteen. Ons gaan nie in elke liewe klein tegniese puntjie van elke gerub se, jy weet, linkervlerk se derde veer wegkruip nie. Ons gaan nie dit doen nie. Dit is glad nie die doel van hierdie oefening nie. Dit gaan oor die groot prent. Dit gaan oor die oorwinning van Christus. Goed, met dit dan in gedagte, kom ons lees Openbaring 4. Na hierdie dinge het ek gesien, so nou baie belangrik daar is na hierdie dinge. So die eerste, die briewe aan die gemeentes, dit wat Johannes daar gesien het, is dus verby. Baie moontlik het daar 'n tydperk verby gegaan en nou kom daar iets nuuts. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En daar sien 'n mens dan weer eens wat ek van gepraat het, né? Dit is 'n dis plek met beperkte ingang. Goed, dis soos daai deur na daai kombuis toe. As die suster sê, geen mans hier binne nie, dan is dit veiliger vir mans om nie daar aan te gaan nie. OK, dit 'n deur impliseer hierdie ding kan toegemaak word. Goed, nou word daai deur vir Johannes oopgemaak. Goed, en saam met Johannes word daar dan vir ons 'n deur oopgemaak en ons kry hierdie besonder groot voorreg om nou deur daai deur te kan kyk na wat gebeur op 'n plek wat ons andersins eintlik geen toegang tot kan hê, behalwe deur gebede nie. Nou 'n gebed gee nie vir ons, jy weet, ons kan nie met ons oë kyk en ons kan nie sien en ervaar en hoor en luister en alles wat daar aangaan nie. Goed. Geopende deur in die hemel en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Goed. So nou is daar 'n uitnodiging en dis besonder mooi, né? Dis 'n baie spesiale uitnodiging. Jy word nie sommer in die hemel ingenooi nie. Okay, en dis regtig baie mooi. En as mense nou 'n bietjie gaan dink oor wat Johannes se ervaring moes wees en hoe dit moes wees, dit moes regtig, dit is groot, né? Dis 'n groot voorreg wat hy en ons dan hier het om hierdie te kan sien. En dan die belofte, ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Nou daar's al klaar groot troos kontekstueel dan vir Johannes ook. Want Johannes sit op Patmos, hy's 'n balling, dis nie lekker daar nie. Hy's nie in 'n 5-ster hotel nie. Jy weet die apostels het werklik
met die teenpool van die prosperity gospel te doen gehad. Julle weet hierdie voorspoedsgodsdienst, wat sê as jy die Here dien, dan gaan jy net ryk wees en alles gaan goed gaan en gaan ten minste 3 verdieping huise en al daai tipe van goeders en jy moet verklaar en jy moet alles nou. Hier sit Johannes nou op Patmos. Disipel vir wie Jesus lief was, baie naby verhouding gehad en alles nou sit hy op Patmos. En nou kry hy die troos dat hy gaan sien wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Nou belangrik daar, hy is in die gees. En die gees impliseer dat jy is op 'n manier vrygeskeld van, kwytgeskeld van, verlos van, wat ook al van die beperkinge van hierdie liggaam. Goed, en baie interessant, dis nou iets wat julle maar net vir die lekker aan kan dink, is, jy weet, tot in 'n hoë mate is ons liggame ingeperk deur die nagevolge van die sondeval. En mense nou reeds met opgestane Christus, met sy verheerlikte liggaam, hoe anders hy kan doen, hè? Hy kan deur mure loop, en hy kan letterlik van een plek tot die ander plek gaan, met 'n liggaam, ons moet onthou, uit 'n liggaam. So, dit is ook ietsie wat ons baie opgewonde kan maak oor die hiernamaals, né? Ons gaan nie net nie pyn en alles hê nie, maar ons liggame gaan regtig next level wees, en ons liggame se interaksie met die herskape kosmos gaan werklik anders wees. Dit gaan baie spesiaal wees. Maar in elk geval, so hy is in die gees, beperkinge van die liggaam is nie daar nie, ewe skielik, hy is deur, maar liggaamlik is hy nog steeds op Patmos, maar Johannes is deur, hy kon gehoor gee, of hy kon positief reageer op die uitnodiging. En dan sien hy 'n troon in die hemel, so dis die eerste ding wat hy sien, en dis ook baie belangrik, né? Nou ons gaan lees hierso dat hierdie is nogal 'n besige plek, julle. Hier's 'n klomp goed wat aangaan. Dis regtig nogal 'n besige, intense plek, maar dit weer eens impliseer dat selfs met alles wat so besig is en alles wat so aangaan, is die eerste ding wat jy sien, is die troon. Dit is die belangrikste. Goed, nou baie interessant ook, as jy in die allerheiligste sou ingaan in die tabernakel, dan gaan jy definitief nie die tosseltjies onder aan die gordyne sien nie, jy gaan die ark sien. Die plek waar God teenwoordig is. Die plek waar God teenwoordig is altyd die middelpunt van die aandag. Reg. En agter dit, jy weet, ek het al 'n bietjie daar gedink, en dis iets waar jy self kan gaan dink en jy minds kan gaan opmaak, maar tot in 'n mate as mense die motiewe van die allerheiligste, van die plek waar God teenwoordig is, na die Nuwe Testamentiese kerk deurtrek. Né? En ek wil nou nie te veel tyd hanteer om dit nou te bespreek nie, maar tegnies dan, in die Bybels teologiese lyn waarmee ons hier te doen het, impliseer dit dan ook, dat die eerste ding wat op aarde raak gesien moet word deur die mensdom, is die kerk. Gaan dink 'n bietjie daar, die plek waar God teenwoordig is. So orals, waar ons lees van die plek waar God teenwoordig is, sien 'n mens, dis die eerste plek wat jy raak sien. En as jy lees dan dat ons lig en sout hier op aarde moet wees, dat ons lig moet wees. Wat gaan jy sien in 'n duister plek as daar lig skyn? Jy sien eers die lig. Kerk is die ding wat die eerste raak gesien moet word. Goed, baie interessant. Nou praat ek ook nie van die gebou nie, nou julle. Ons praat van die kerk as kollektief. En dan baie, nou in Engels nou exciting, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. Goed. Vergelykende taal het gelyk soos, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos. Johannes kan nie met sy verwysingsraamwerk. En onthou ook, hier word aan Johannes aan die begin opdrag gegee, skryf neer wat jy sien. So Johannes kom met 'n verwysingsraamwerk, wat eie is aan sy tyd, aan die wêreld wat hy geken het. En nou moet hy hierdie dinge wat hy sien, wat eintlik
nie van hierdie wêreld is nie. Nou moet hy op 'n manier hierdie dinge beskryf. So hy gebruik dit wat hy die beste ken, soos. En ons gaan dit verskriklik baie lees, soos. Maar nou sien hy hierdie een wat op die troon sit en in sy voorkoms lyk hy soos die steen jaspis en sardes en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. Nou, oor die algemeen lyk dit vir my as daar konsensus dat hierdie verteenwoordig God die Vader in hierdie hoofstuk. Okay, dat die een wat op die troon sit is die Vader. Dis baie interessant ook weer eens, dit bring mense nou by 'n ander teologiese konsep, idee, is dat orals waar God verskyn, waar ons daarvan lees, is dit nooit God self die Vader. God self wat ons sien. Nee, hy is altyd omring deur iets. Okay, so gaan dink maar 'n bietjie ook weer eens aan die uittog uit Egipte en als daar's 'n wolkkolom. Hy is nie die wolkkolom nie, hy is binne in die wolkkolom. Of daar's 'n vuurkolom. Hy is nie die vuurkolom nie, hy is binne in die vuurkolom. Jy kan nie deur dit wat hom omring sien om homself actually te sien. Jy kan dit nie doen nie. Goed. En hier in die troonkamer van God het 'n mens nou weer eens dieselfde beginsel. Mens kry daai idee van omhul, omring. Jy kan nie God self aanskou nie. Goed, in die eerste plek dan ook, God is gees. En 'n gees kan nie gesien word. Die daai teenwoordigheid van God. Nou weer eens het mense 'n tipe abstrakte dissonansie tussen dit wat ons as ervaring kan beskryf en dit wat God is, God in sy bestaan is. Reg. So dan sou mens tegnies ook, jy weet, as jy nou verder wil redeneer, sê jy kan sê, maar as God gees is, hoe kan hy dan iets fisies maak? Dis wat baie mense sê. Maar weer eens, as jy begin by die beginpunt dat God is totaal los van die bestaan van geskape dinge, dan besef jy maar goed, ons kan ook nie dit alles verstaan nie. Ons probeer altyd verstaan vanuit ons verwysingsraamwerk. Maar dit beteken nie, met respek gesê, dit is God se verwysingsraamwerk nie. Hy kan buite tyd, ruimte en als. Hy kan as onsigbare gees fisies maak, want hy is anders as ons. In elk geval. Nou, lang storie kort, so ons het daai troon, en dan kry mense ook, onmiddellik kry mense die idee van glorie, ja. Hierdie beskryf hy nou eintlik God die Vader hierso, maar dis omtrent die enigste keer in die Bybel waar dit in soveel woorde gesê word. Ja. Want in Esegiel waar hy nou onder die troon kyk, sien hy nou, as ek dit reg onthou, ek praat nou met my manier. Ja. Sien hy nie, word nie eintlik iets fisies beskryf, waar dit hier wel word beskryf as Jaspis, as daar. Ja. En dis heeltemal reg. En wat ek met baie woorde eenvoudig probeer verduidelik en waarskynlik nie ordentlik doen nie, is die voorkoms word nie beskryf nie. Hy sê voorkoms soos 'n steen, soos 'n dit, maar jy weet, maar dit impliseer dat hy wel God die Vader gesien het. Ja, maar geen in die gees. Maar geen maar nie taal beskryf. Dit wat Johannes tot sy beskikking het, kan dit nie beskryf nie. Verstaan? Dit kom weer terug by daai ding van God is in sy wese onkenbaar, behalwe dit wat hy aan ons openbaar. Johannes het nie die vermoë om dit wat hy daar sien vir ons te verwoord nie. En op 'n manier doen hy briljant hier, want hy gebruik bitter min woorde en hy sekerlik moes Johannes geweet het toe hy hierdie neerskryf, hierdie kom nie naby nie. Okay, so wat is die beste wat ek kan doen? Ek kan sê dit is soos die steen jaspis en sardius, en dan rondom die troon 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Nou, daar is nou 'n baie interessante ding. En dit is dan, as mens gaan kyk na Genesis 9, nou kan ek weer nie die Ou Testament goed weerstaan nie, maar baie mense sê, en ek dink nog oor dit, maar dat die reënboog tot in 'n mate
verteenwoordig dat God sê, ek gaan nie meer die aarde betree nie. Ek maak 'n skans tussen my en die aarde. Goed, natuurlik deur Christus, die middelaar, betree God nog. Maar God die Vader self kan eintlik nie meer hierdie bose onreine, hy wil dit nie betree. En tot in 'n mate lê daar dan veiligheid vir die mense om in, en dat die reënboog as 'n tipe van 'n koepel verteenwoordig daai absence. Nou, dis 'n moeilike posisie om te verdedig totdat jy hier kom. Wat jy sien, maar daar is 'n reënboog tipe koepel wat die teenwoordigheid van God oordek. Daar's hierdie you cannot pass. Jy kan nie hier verbygaan nie. Prinsip en beginsel. Daar's 'n skeiding tussen God die Vader, die Heilige en almal wat daar buite verwyder is van sy troon. So ook in die maar goed julle, hierdie is nou filosofies teologies. Okay, so moet nou asseblief nou nie sê hierdie is nie vasgemaak, maar dit is mooi om aan te dink want jy weet, jy kry die troonbeskrywing en dan sê Johannes daar's hierdie koepel. Jy weet baie soos party van die trouvenues dink nou hulle is baie fancy, dan bring hulle nou die kos, jy weet nou met die ou dingetjie. Jy weet daai silwer ding wat hulle so oor die kos sit en dan sit die waiters nou neer en tel hulle en dan word als nou as die fotograaf soos kan ons net eet. Los die seremonie. Anyway, maar goed, so mense kry daai tipe van idee. Dit lyk so smarrig. So hier sien die mense dan ook hierdie glorieryke beskrywing wat weer eens baie jou laat terugdink aan die tuin in of die tuin van Eden. Seker meer korrek om te sê die tuin in Eden. Goed. Dat jy daai idee kry van oorvloed, van rykdom, van wat sal mense dit noem? Anyway, julle verstaan wat ek probeer sê. Maar daar is dit dan, en daar is die troon, en dan sien hy rondom die troon, sien hy 24 trone. En op die 24 ouderlinge het ek en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Goed, nou, daai 24, is nou nie 'n getal wat ons heeltemal hoef te verwar nie. Dit is 'n baie eenvoudige getal en dit is ietsie wat keer op keer in Openbaring voorkom. Die mees eenvoudige manier waarop ons dit kan verstaan, waarmee ons te doen kan hê, is dat dit verteenwoordig die kerk van die Ou en die Nuwe Testament. 12 aardsvaders, 12 stammeryk, 12 ouderlinge. Goed. So, dit is maar pretty much waar dit gaan. So, dit is dan waarmee 'n mens hier te doen het. Ek weet nou nie wat ek heeltemal voor die onderbreking gesê het nie, maar die kerk van die Ou Testament, die kerk van die Nuwe Testament. So as mens met daai 24 te doen het, dit is redelik wat hier verteenwoordig word. Okay? So nou sien 'n mens dat die getroue kerk van die Ou en die Nuwe Testament word verteenwoordig deur 24 ouderlinge wat op trone sit, bekleed met wit klere. Nou dink mens aan die briewe wat ons gelees het, so hulle het die klere gekry. Want dit is nou nie individuele ouderlinge noodwendig nie. Nou, hierdie alles is verteenwoordigend. Dit word aan Johannes openbaar. Hierdie is simbolies verteenwoordigend, al daai tipe van goed. Goed, en dan sien die mense, hulle het ook goue krone op hulle hoofde. So dan sien mense, hulle het die krone, die kerk, die getroues het ook die krone ontvang wat beloof word. So is baie mooi. So hier sien die mense na hierdie briewe met baie streng vermaanings en baie mooi beloftes, sien die mens die beloftes gaan in vervulling. En dan is dit ook baie mooi en baie interessant en baie belangrik om te sien dat Johannes hier, dis die tweede ding wat hy sien. So hy sien die Vader en hy sien die kerk. En dis baie mooi. Dis besonder mooi dat dit ook dan ook so aan ons openbaar word, dat hier is
'n plek wat ontoeganklik is, daar moet 'n deur oopgaan, Johannes moet ingenooi word, en Johannes is sonder twyfel 'n uitverkore kind van God, né? En hy kan nie daarin gaan sonder uitnodiging nie. En dan sien hy eerstens 'n troon, 'n glorieryke troon, tweede ding wat hy sien is die kerk. En die kerk is naby die troon. Daai ouderlinge wat die kerk verteenwoordig, die kerk van alle eeue, die ware kerk, is al by die troon en hulle is om die troon en hulle fokuspunt is die troon. En dit is baie mooi, né? Dit is so mooi as mense 'n bietjie aan dink en as jy dit verbeel. Tot in 'n mate doen Johannes ons ook hierso 'n groot guns, deur die simboliese taal en alles, want soos wat baie van julle ook al weet, ek hou daarvan om 'n ding te verbeel. En jy weet, mens kan eintlik hierdie hele prent kan 'n mens verbeel en jy is veilig, want daar's geen woorde anders as onbekende stene. Miskien ken van ons die stene, maar eintlik al wat jy kan verbeel is hierdie absoluut glorieryke troon. Jy kan nie aan God 'n prentjie of enige iets toedig nie, né? Dis baie mooi. Eintlik doen Johannes ons 'n groot guns met sy gebrek aan woorde. En dan is die kerk om dit, en die middelpunt van die kerk is die troon. Hulle het wit klere aan, hulle het goue trone, hulle is krone, hulle is oorwinnaars, en dan natuurlik wat impliseer 'n troon? Heerskappy. Goed, so weer eens, onthou julle die beloftes aan die gemeente, so nou sien 'n mens dat hierdie heerskappy prinsip, hierdie heerskappy beginsel, kom na vore. Dit kom tot uiting. So, yes, ons mag glo en vertrou en vashou daaraan dat die beloftes van Christus gaan ja en amen wees. Ons gaan deel hê aan hierdie wat hier vir ons beskryf word, dat as ons getrou bly tot die einde, dan is dit ons wat hier beskryf word. Dis ons. Elke liewe een van ons wat deel vorm van die ware kerk. Goed? En dan vers 5, en daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Goed, waaraan laat daai julle dink? Waar kry mens daai stemme en donderslae en daai goeters? Yes? Yes, by die besluiting van die verbond deur middel van die 10 gebooie, ja. So dan kry mens daai selfde idee, praat jy van die een met Abraham. Ja. Okay, goed, so mens kry daai motief kry mens oral deur. So jy kry dit by die berg wanneer die 10 gebooie gegee word, hè. Donderslae, vuur, geluid, al daai tipe van goeters. Mens kry dit by die sluiting van die verbond, Genesis 15, 17, wat is een van die twee, een van daai twee. Ek dink amper meer, ja, dis 15 of 17, hè? By die wetgewing? Ja, so dit is by die wetgewing by Sinai. Mens sien dit by die uitstorting van die Heilige Gees, sien mens iets baie soortgelyks. Goed, so daar waar God in verbond tree, daar waar God homself teenwoordig het, sien 'n mens hierdie soortgelyke tipe van manifesterings. Goed. En dan baie belangrik ook hierso is die 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, wat voor die troon van God brand. Nou, dit het ons ook al voorheen gehad, né? Onthou dat die 7 geeste verteenwoordig die volheid van die Heilige Gees. Goed, 7 weer eens 'n volgetal. Die 7 geeste hierso dan verteenwoordig die volheid van die Heilige Gees. En voor die see was daar, voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal, en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. So nou sien 'n mens, daar's die troon, en ons het die kerk gesien, die ouderlinge, daar kom stemme en weerligte en donderslae van die troon uit, die Heilige Gees is daar teenwoordig, goed, en dan voor die troon is daar die see van glas soos kristal. En dit is nogal ook 'n belangrike ding wat later gaan terugkom. En dan gaan nogal 'n storie maak van die see later aan. En myns insiens, hierdie see, en weer eens, soos ek sê, my opinie, maar ek kan dit redelik behoorlik staaf, en ek sal dit later in ons DV, in een van die byeenkomste sal ek dit staaf, maar is dat
en ek het dit al ook al hierso gesê, die oordeel van God is in die hemel op tentoonstelling. Goed, wat ons gaan later met die see te doen kry. En hulle gaan die lied van Moses op die oewers van die see sing. Nou, daai see is voor die troon van God. Nou, wat het gebeur toe die lied van Moses gesing is? By 'n see. Daai farao se ruiters is in die see geneem. Ja, die bose wat die kerk wou vernietig, is in die see vernietig. En dan word daar 'n lied gesing. So, ek is oortuig daarvan, ek is absoluut oortuig daarvan, dat die oordeel van God in sy hemelse troonkamer tentoongestel word, terwille van sy glorie. En dis 'n baie belangrike implikasie vir ons as kerk. Weereens, as jy dit reeds by my gehoor het, vra ek om verskoning, maar mens kan dit nie genoeg sê nie. Ons moet oppas daarvoor dat ons nie voel ons moet verskoning maak namens God, omdat hy oordeel oor die sonde nie. En dis een van die hoofbeskuldigings wat natuurlik teen God ingebring word. Ja, maar hoe kan 'n God van liefde dit doen? En hoe kan God sê die Israeliete moet hierdie volke vernietig en uitroei en alles? Dink jy regtig God is skaam oor sy regverdige oordeel? Hy is nie skaam nie. Wat het die Israeliete gedoen toe hulle gesien het God het die farao en sy weermag in die see laat verdrink? Hulle het gejubel, gejuig en gesing oor God se oordeel. Dink julle God was bly of hartseer omdat die Israeliete hom in sang en lied verheerlik het oor sy oordeel? Hy was bly, God wil verheerlik word. Hy wil hê ons moet sing tot sy eer. Nou, daai beginsel vind 'n mens weer hier in die troonkamer. En dat God se oordeel speel voor sy oë af. En dan sien 'n mens ook weer eens, gaan ons dit later sien, daar's martelare in die hemel onder die troon wat heeltyd tot God roep, wanneer gaan ons bloed gewreek word? Hoe lank nog? Jy sou amper kon sê, dis amper 'n selfsugtige tipe van uitroep wat daar gedoen word. Ja, ons sien al die dinge wat gebeur en natuurlik gebeur daar dinge op die aarde en mense moet tot verlossing kom, maar hoe lank nog voordat my bloed gewreek word? So, ons moet regtig oppas, ook as ons met die troonkamer besig is, dat ons nie die lala-lang tipe van fiekie, unicorn, alles is volgens die mense verstaan daarvan mooi reg en fluffy nie. God in liefde en regverdigheid kan en sal sy oordeel tentoonstel en hy sal geëer en verheerlik word daarvoor. Die oorwinnende kerk, die martelare wat deel is van die oorwinnende kerk, vind, en ons gaan dit later sien, maar dit is miskien belangrik om dit al reeds hier te noem. Hier sien ons die ouderlinge is om en als, maar die martelare word beskryf as onder die troon van God. Amper die naaste van die naaste. En van daar af roep hulle, en dan word nie vir hulle gesê hulle is lastig nie, God erken hulle oproep, en hy wil hulle bloed wreek wanneer die tyd daarvoor reg is. En dit speel in die hemel af. Hulle het nie vergeet dat hulle swaar gekry, gelei, en dat hulle bloed gevloei het, en dat hulle martelare was nie, hulle onthou dit. En hulle soek wraak. Nou, so dit skuif 'n bietjie hierdie moralistiese tipe van manier van dink, wat ook so posgevat het by ons as Christene. Ja, maar, jy weet, die Here, ja, dis nou nie heeltemal so okay wat daar gebeur het met Israel, wat die nasies vernietig het en al daai goed. Ons probeer dit, nee, God besluit en hy is regverdig. Goed, so daai see gaan ons bykom. Julle praat baie. En dan in die middel van die troon en rondom die troon, 4 lewende wesens vol oë van voor en agter. Hier 4 lewende wesens, ja? Ekskuus, so, wanneer is die tyd van God reg? Hy weet. As die laaste persoon tot bekering gekom. Nie noodwendig tot bekering gekom het nie. So tegnies, volgens belydenisskrifte sou ons moet sê, wanneer die laaste wedergebore siel tot lewe kom. Want ons glo en bely dat selfs kinders wat in die moederskoot sterf,
na God toe gaan. So tegnies, ja, mense kon sê wanneer die laaste persoon tot bekering kom. En ja, dit is hoe ons praat. Maar as ons nou regtig tegnies sou wees, dan sou ons kon sê, daar sal uitverkore, ongebore babatjies in baarmoeders wees, wat met die koms van Christus hulle verlosser gaan ontvang. Okay. So, dis ook baie troosvol, en is baie mooi, jy weet, ons het 'n ou kleintjie wat ons vooruit gegaan het, en ek is nou jaloers op die ou drommeltjie, of dit nou of hy of sy is, maar daai ou kind is die hele wêreld se sorge en probleme gespaar, en moontlik sy of haar pa se humorsin ook, want ek het toe nou vir Caroline gesê, as ons nou na ons, jy weet, 4de swart kind wat ons aangeneem het, nou hierso 'n wit velletjie kry, dan gaan ek daai kind Sipho moet noem. Want dan het ons Daniel, Nina, Matthäus, Kate, Sipho en Jane gehad. Okay, so ek sou dit nou vir 'n joke gedoen het, so die kind is gelukkig dan ook pa se humorsin gespaar. Maar in elk geval, jy weet, daar's 'n wonderlike troos daaraan verbonde, dat as jy 'n kind verloor, voor geboorte in die moederskoot, dat jy werklik as godvreesende verbondsouers mag weet, daai kind is reguit hiernatoe. Reguit hiernatoe. En wat met die liggaam gebeur en wat die veranderinge, goed, dit is dan gees ook wat gaan, maar daai ongebore kind is dan ook met 'n volle bewustheid wat daai kind direk na sy of haar verlosser toe gaan. Of hulle verlosser toe gaan. Jy weet, mense kan 'n tweeling of so ook verloor, maar dit is so troosvol, en dis baie mooi die Westminster Confession of Faith praat baie mooi daaroor. En hulle praat dan ook spesifiek oor mense met geremdhede en gestremdhede en al daai tipe van goed, dat ook sulke mense met beperkte verstandelike vermoëns dan ook op 'n ander manier deur die Vader aangesien word. En dat ons dan ook kan sê dat mense met beperkte verstandelike vermoëns en alles, dat hulle dan ook na hulle verlosser toe gaan. Selfs al kan ons dan nie, jy weet, op ons manier met belydenis, ondervraging en die volledige alles sê, ja, jy is nou, jy weet, verbondsouers is die sleutel daar. Goed, so julle kan gerus in die Westminster Confession of Faith gaan lees wat hulle oor dit sê. Hulle het 'n baie mooi gedeelte daaroor. Goed, reg, so daai see van kristal, die 4 lewende wesens is 'n hoëvlak engel. Okay, so daar's in die engele ook 'n hiërargiese struktuur, dis vir ons heel bekend, en dan 'n hoëvlak gerubs, hulle wat dan spesifiek te doen het met die teenwoordigheid van God, spesifiek te doen het met die troon van God, spesifiek te doen het met half die beweging van die troon van God. Goed, die troon van God word dan ook beskryf as ietsie wat half deur die eeue, deur die tye beweeg, soos wat ons dan ook in Esegiel van lees. Daar's 'n ander plek, ek kan nou net nie onthou wat se een nie. Okay. Ja. Hierdie ding met die vol oë. Hoe moet ons ek spring nou van die onderwerp af, maar hoe moet ons die vellings van die wiele van die Esegiel se gesig verstaan? Ek meen, hier het jy nou 'n wiel wat gesien word wat nou vol oë is. Ja, dit sien alles. Alwetendheid. Maar 'n wiel is 'n ding, of is dit nie 'n ding? Ja, maar weer eens is 'n gesig wat Esegiel nou moet. Okay, maar ja, okay, dis 'n beperking op die omskrywing van die ding. Ja. So weer eens moet Esegiel dan ook met dit wat hy tot sy beskikking het, moet hy nou hierdie verduidelik. Die oë verteenwoordig absoluut alsienendheid, alwetendheid. Jy kan net nie wegkom van die feit dat die troon van God in sy werking weet van alles. Daar's nie iets wat jy kan wegsteek nie, jy kan nie wegkruip nie. Laat mense aan die Psalm dink, né? Maak nie saak waar ek gaan nie, gaan kruip ek waar ook al weg, U weet ek is daar. En dit is maar een van die mees eenvoudige, jy weet, verteenwoordigings wat 'n mens daarvan kan gee. Die wiele en al daai goeters, ek is nie so goed ingelees in al daai
daai betekenisse en alles nie, maar weer eens 'n wiel verteenwoordig beweeglikheid. Hulle kan gestuur word, God kan hulle stuur en waar hulle gaan sien hulle alles. So mense kan op 'n manier sou mense kon sê mense moet oppas. Dit was vir my so interessant. Ek dink ek gaan met dit afsluit. Dan sal ons volgende keer met nommer 7 hoofstuk 4 vers 7 aangaan. Maar dit was vir my so interessant geweest. Ek was 'n keer in 'n teologie lesing in 'n klas vir 'n vak. En toe het ons Esegiel se gesigte begin behandel. En toe die dosent gesê, goed, toe lees ons die gesig van die rooi perd. Toe sê hy, goed, wat sien jy daar? En dit was vir my so interessant geweest. Nou is daar al die slim teologie studente en alles nou, jy weet, die teologie student dink ons altyd hy's baie slim. En maar daar kom vir jou verklarings daar uit, né? En ek sit so agter in die klas en ek ken die dosent toe nou ook al. Toe ek nou laaste, toe sê hy, wat sien jy, Ben? Toe sê ek sien 'n rooi perd. Toe sê hy vir my, baie dankie. Verstaan? So ons moet regtig oppas, dat ons nie onmiddellik by die diepkant inspring en 'n groot storie maak van iets wat eintlik eenvoudig is nie. Wat verteenwoordig 'n wiel? Beweging. Daai kan beweeg. Wat verteenwoordig oë? Jy sien. Nou wat is 'n wiel vol oë? Dis iets wat kan beweeg en terwyl hy beweeg sien jy alles. Daar's nie 'n hoek of 'n kant, jy weet, maak my lyf nou vol oë. Ek gaan hierdie ding, ek gaan alles hier sien. Daar gaan nie iets wees. Ek gaan selfs daar in die hoekie onder die stoele kan sien, want daar gaan oë op my voete wees. Dis maar die implikasie, né? Dit is 'n manier van sien waar niks weggesteek is nie. Ek dink ons sal absoluut mal word as ons so moes beweeg en jy kon alles sien. En dis vir God natuurlik nie 'n probleem. Hy sien alles. So daar waar daai wiele gaan, waar die gerubs gaan, sien hulle alles en daar's verskeie aspekte van die gerubs wat dan natuurlik pertinent en belangrik hier na vore kom. Maar julle kan gerus obviously verder self gaan studie maak en also ek raak nie aan alles nie. Ek kan ook onmoontlik aan alles raak. Soos julle seker al kan dink, Openbaring gaan ons weer eens soos die Pentateeg redelik lank besig hou, maar dis opbouend en is lekker en is mooi om aan te dink. Maar as ons nou een ding van wegvat vandag is gaan lees net hierdie en gaan werklik gaan dink oor met verwondering oor hoe spesiaal dit is dat hierdie dinge aan ons openbaar word. Hoe absoluut troosvol en spesiaal dit is dat ons mag weet dat die troonkamer van God binne die konteks en van die kosmos en teenwoordig in die kosmos is op sigself alreeds een van die mees troosvolle feite wat ons aan kan vashou. God het nie geskape en gelos nie. God het geskape en hy het vir homself daar 'n plek binne in hierdie skepping gemaak. Hy het homself by implikasie dan alreeds verneder, want hy het homself dan uit eie keuse beperk tot hierdie kosmos. En hy staan in verhouding tot die kosmos. Natuurlik God in sy wese is ook buite die kosmos. So alles wat nie bestaan nie is God. Dis die maklikste manier om half hierdie misterie te probeer in woorde sit. En dan loop jy weer met jou kop in 'n muur vas want hoe kan God wees as daar nie plek is nie? Hoe kan iets buite skepping? Hoe kan iets buite? So net hierdie verwondering en hierdie dankbaarheid, hierdie absolute dankbaarheid wat ons moet voel en ervaar dat God nie net bereid was nie, maar dat hy dit wou gedoen het. Nee, dat hy wil hierdie skepping bestuur en regeer volgens sy ewige raad deur sy voorsienigheid, deur sy woord en sy gees. En mens sien dit hier, die gees is teenwoordig en dit is daarvandaan wat God alles in hierdie kosmos regeer. En dit is vir ons 'n wonderlike troostboodskap. Ook in hierdie tyd waar jy weet dinge, jy weet die Amerikanertjies is nou baie confident, hulle het nou Iran uitgesort en as jy seker verstaan. En wat ons oorloë en gerugte van oorloë het en daar's baie onsekerheid en daar's baie prinse wat sê vertrou op my en daar's baie vervolging en verdrukking en hongersnood en natuurrampe en al daai tipe van goed. Julle, dit kom van hier af. Dit begin hier in die troonkamer van God. En dit is vir ons 'n groot troos. Hy is in beheer. En ons mag
uitsien daarna as ons getrou is, dat die beloftes in die briewe gaan waar word. Ons moet versigtig wees ook, want mens sien met die see van glas, dat die waarskuwings in die briewe ook gaan waar word. Goed julle, dis dit, ek moet weer terugkeer na my klaskamer toe. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u wonderlike sorg en goedheid en genade in ons lewens, dat ons mag weet dat u ons Vader is, dat u ons liefhet met 'n liefde wat ons nie kan verstaan of begryp nie. Dankie dat ons mag weet dat u ook besluit het en gekies het om hierdie skepping van u te onderhou en te regeer. Dat u alle dinge regeer vanuit 'n plek waar niemand toegang kan hê sonder dat u toegang gee nie. Dat u regering dus ook sonder enige bedreiging of enige gevaar voluit funksioneer ter wille van u kerk. Baie dankie dat ons mag uitsien daarna, dat ons ook eendag so naby aan u mag wees, dat ons ook sal kan aanskou wat Johannes hier aanskou het, en dat ons nie by gebrek aan woorde 'n gebrek van verstaan sal hê nie, maar dat ons ook werklik sal kan aanskou en sal kan weet wat u daar aan ons openbaar. Ons is dankbaar vir die troos wat ons in hierdie gedeelte mag vind, vir u goedheid, u genade en u sorg, dat u vir ons ook 'n verlosser gestuur het, ons Here Jesus Christus, en dat hy u Gees vir ons gestuur het, dat ons ook volgens u wil deur u Gees mag lewe in navolging van ons Here Jesus Christus. Baie dankie ook vir die kwartaal met die Bybelstudies wat ons kon hê. Ons vra dat u ons ook sal bewaar en sal seën, dat ons volgende kwartaal weer by mekaar sal kom. En ons bid vir u kerk oor die hele wêreld, ook in hierdie deurmekaar en moeilike tye. Wees met u kinders, gee dat u kerk ook werklike lig sal wees, en dat die kerk ook so sal lewe, dat u kerk, waar u teenwoordig is, ook eerste raak gesien sal word. Ons bid u die dinge in Christus naam alleen. Amen.